Goeiemôre, good morning. Ai, met 'n glinster in die oog en 'n lag om die mondhoekies. Ja, dis heerlik om weer saam met julle te kan kuier. Ons het sommer 'n lekker propvol program. So kry jy vir jou 'n lekker koffietjie daar in die kook in die ketel. Nee, ek sê dit heeltemal verkeerd om. Kry die ketel aan die kook en gee vir jouself nog 'n lekker koppie koffie, soos wat ons hier so het, myne bietjie warm, maar dan kuier jy saam met ons. Water in die ketel, nê? Nee. Water. Ja, man, Daar sy. shrinkie ketel en gooi hom in. Wat lê vir ons voor, Els? Wel, daar is heel wat waarna jy kan uitsien. Ons hoor by Tutela oor hulle werk met kinders in nood, gesinne in krisis en bejaardes wat nêrens anders het om heen te gaan nie. Ons gesels ook met die opkomende golfster Michael Halleck, kry die jongste finansiële insigte van Thys van Sail en Philly kuier by ons met sy nuwe enkelsnit Spook van jou. Aha, daai is 'n lekker enetjie. Ja. So weer eens, 'n lekker, jy het vir ons 'n lekker ete hier opgedis, ietsie van alles. Sport, Ietsie van finansies, sake van die hart, musiek. Ja, hoe Hier, verkies ken jy jy. daai eiers saam met die spek? Sunny side up. Sunny side up. Ja, nee wat. Nou begin my maag so met klaagrom. Gepraat van sunny side up. Tell me a little about a sunny side up story that you have for us, please. Ja, jy verwys natuurlik na die interessante brokkie wat ek opgedis het. Nee, ek het dit nie opgedis nie, maar wat Ek gelees en gesien met iewers. betrekking tot Charlize Theron. Oh yes, Charlize Theron. Charlize Theron. Wel, sy beweer dat haar Suid-Afrikaanse afkoms die rede is waarom sy nie van die sogenaamde small talk hou nie. Goed. Mooi. Die Oscar-bekroonde aktrise Charlize Theron het 'n aanlyn debat ontketen nadat sy gesuggereer het dat haar grootwordjare in Suid-Afrika moontlik die rede is waarom sy nie 'n aanhanger is van oppervlakkige geselsies nie, né? In 'n onlangse onderhoud het Theron erken dat sy 'n baie direkte mens is, of jy weet op die man af is, en dat mense dikwels haar benadering as koud ervaar. Sy het geskerts dat Amerikaners baie beter is met sosiale praatjies, terwyl sy verkies om op die man af te wees. Theron het ook onthul dat baie mense verras is om dan nou uit te vind dat sy eintlik baie emosioneel en liefdevol met haar kinders is, omdat hulle verwag dat sy baie harder voorkom as wat sy werklik is. Haar kommentaar het groot bespreking aanlyn veroorsaak en baie Suid-Afrikaners stem saam dat mense hier geneig is om meer direk te wees, terwyl ander meen dat persoonlikheid veel meer daarmee te doen het as wat nasionaliteit daarmee te doen het. Ja, maar ons Suid-Afrikaners is ons maar geneig hoor. Wel, voordat ons daarby uitkom, Wat dink jy? is jy 'n aanhanger van die sogenaamde small talk? Ek kan dit eintlik baie goed doen, maar ek weet nie of ek altyd daarvan hou nie. Kom Maar ek, ja, kom ek en sê jy? vir jou, ek gaan op die manne wees, ek hou niks daarvan nie. Dit is juist waarom ek sommige geleenthede vermy en dit net nie bywoon Ja. nie, want dit is vir my, daar's vir my niks erger nie. Ek is iemand wat daarvan hou, daar moet diepte wees in 'n gesprek, dit moet opreg wees, en ek dink veral in hierdie bedryf is dit baie maklik om net, jy weet, oppervlakkig te wees, maar goed. Nou kom ons by die kwessie uit van, het dit te doen met die feit dat ons Suid-Afrikaners is, of gaan dit meer oor persoonlikheid? Wat dink jy? Beide. Okay. Ek glo daar Raai gaan 'n root wees. Grotendeels persoonlikheid, tada, en dan anderzijds kan jy dat nou maar blameer op jou herkoms. Ek weet nie of ek saamstem dat dit met nasionaliteit te doen het nie. Ek Dink dink jy? dit gaan oor persoonlikheidstipes. Kry introverte, ekstroverte, mense wat vir wie dit baie makliker is om te sê wat hulle dink, True that. terwyl ander 'n bietjie bang is vir konflik miskien in die proses. Maar ek dink ek verkies mense wat dan nou maar op die man af is, want dan weet jy presies waar jy met hulle staan. So eintlik wat sy probeer sê is geen meer oggendgeselsies voordat ons begin hier met nou Els nie. Ek sal maar net sê Els, lekker naweek, lekker dag, lekker Ja, week. daar sy. Maar ons like jy nog steeds. Nee, kyk, ek sê net 'n mens moenie doekies omdraai nie, maar ek verstaan. Ek dink dit is net vir my, dis vir my 'n interessante Dis baie uitgangspunt van haar. Ja, ek dink dalk moet sy maar net erken is haar persoonlikheid. Okay, jy wen hierdie ronde. Dit gaan alles oor persoonlikheid. Nee, kom ons vind 'n middeweg. So 'n bietjie van albei. Okay. Soos wat jy gesê het. So thank you for that, Charlize Theron, from me, Peter Cohen, and Elsa Esterhuizen. Hoe sal hulle dit in Amerika uitspreek? Esterhuizen.
Jy vra my vas. Mr. Houston, we Kyk, have a ons weet problem. Hulle gaan nie meer 'n probleem hê met Elsa nie, want prinses Elsa van Ja. Frozen het vir my deure oopgemaak. Sy prinses Elsa. Nou ja, baie dankie vir daardie storie. Ons volgende storie gaan oor die eer betoon aan 'n Nederlandse kunstenaar. 'n Museum in Rotterdam, Nederland, bring tans hulde aan die ontslape kunstenaar Wim T. Schippers. Deur meer as luister gou mooi, deur meer as 360 kg grondboontjie botter oor 'n uitstalsaal se vloer te smeer. Genoeg grondboontjie botter om sowat 15,000 toebroodjies te kan smeer. Hoe's daai? Die kunswerk, bekend as die Pinda kaasvloer, natuurlik grondboontjie bottervloer, is oorspronklik reeds in 1969 deur Schippers gekonseptualiseer. Die kunstenaar wat verlede maand op 83-jarige ouderdom oorlede is, was bekend vir sy ongewone en humoristiese skepings wat die definisie van kuns uitgedaag het. Die uitstalling is tans vir 2 maande by die Museum Boijmans van Beuningen te sien. Die grondboontjie botter is oor 'n 6-hoekige oppervlak van 25 vierkante meter versprei met 'n dikte van ongeveer 2 cm. Voor sy dood het Schippers en die museum 'n deeglike 20-puntplan opgestel vir die toekomstige herskepping van die werk. Een van sy kerninstruksies was dat die grondboontjie botter so glad en vervelig as moontlik aangewend moet word. En dat niemand toegelaat word om daarop te staan of te lê nie. Regtig? Dit het museumwerkers dae geneem om hierdie oppervlakte met spesiale spane presies glad te stryk. Die kunswerk prikkel nie net die oog nie, maar ook die neus. Besoekers merk op dat die reuk van grondboontjie botter die hele gebou vul. Die museum het egter 'n waarskuwing uitgereik aan besoekers met grondboontjie allergie om versigtig te wees. Wag, waaroor gaan hierdie storie nou eintlik? Die kunstenaar was 'n man wat mense altyd uitgedaag het. En sy kunswerke was altyd so 'n bietjie iets anders van, is dit nou kuns of is dit net sommer net jou gedagtes? Ja. En tog was hy 'n groot ander. Kyk, hy het stemwerk gedoen, hy was 'n skrywer, kunstenaar, hy was net een van daai interessante mense. So al wat ek wil sê is, my toevoeging sal wees, het jy al grondboontjie botter en appelkoeskonfyt geëet? Ja, in steede van stroop. heerlik. 'n Heerlike kombinasie. Ja, so kan hulle net vir ons nog 25 vierkante meters appelkoeskonfyt ook aan neersit en dan kry jy 'n slice of bread of 'n broodjie. Hoe sal dit in Nederlands uitgespreek word? Vriendin Nadine is nogal oulik met die aksente. Ek kry vir jou 'n broodjie en 'n lekker pandakaas en dan geniet jy dit in die museum saam met ons. Ek weet nie of my aksent hoegenaamd sin gemaak het nie. Maar bly jy net waar jy is. Ek sê nou, grondboontjie botter, pandakaas. Ja, Waarmee is ons besig vanoggend? ons gaan 'n heerlike museum besoek doen. En na aflegging van daardie besoek, ons gaan net nog 1 kopjie koffie. Met water in die ketel. Daar sy. Het ek reg gekom? En dan goeiemôre, good morning. Ek kom los. Hartlike ek sê my baan af. Hartlike goeiemôre, good morning. Nee, wat? Goeiemôre, good morning. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug en ons gesels natuurlik nog oor baie allerlei lekker dingetjies. En ons gaan 'n bietjie kyk na jou finansiële toekoms en dis meer sport, musiek en sake van die hart. Dankie wel. Sien julle nou weer.